Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi dag kan ek en jy stil word rondom die woord van God om te luister na sy wil vir ons lewe. Dankie dat jy vandag by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks uit die woord van die Here wat handel oor die wapenrusting van God. En ons gaan in die volgende 6 dae daarby stil staan. Ons teksgedeelte van vandag is Efesiërs hoofstuk 6 en ons lees vers 10 tot 11. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Daar is 'n geestelike stryd rondom ons. Ons sien dit nie altyd met ons oë nie, maar ons beleef die gevolge daarvan elke dag. Versoekings kom oor ons pad. Twyfel kruip in ons gedagtes in. Ons raak soms moedeloos. Die wêreld probeer ons al hoe verder van God en sy woord af wegtrek. Daarom gebruik Paulus in Efesiërs 6 die beeld van 'n soldaat wat gereed maak vir die stryd. 'n Soldaat gaan nie onvoorbereid na die slagveld nie. Hy trek sy wapenrusting aan, neem sy wapens op en maak hom gereed. Net so sê God vir ons. Trek die volle wapenrusting van God aan. Maar voordat Paulus die verskillende dele van die wapenrusting beskryf, begin hy by die belangrikste waarheid. Ons krag lê nie in onsself nie. Ons krag is in die Here. Ons gaan vandag stil staan by 3 belangrike hoofpunte vanuit God se woord. Kom ek en jy luister na hierdie waarhede. Ons glo daarin en ons gaan pas dit toe in ons lewens. Die eerste punt. Besef dat daar 'n geestelike stryd aan die gang is. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons grootste stryd is nie teen ander mense nie. Dit is nie jou vriend, jou kollega, jou buurman, of selfs die persoon wat jou seer gemaak het, wat jou grootste vyand is nie. Daar is 'n dieper geestelike stryd aan die gang. Die duiwel wil jou aandag van Christus af wegtrek. Hy wil jou laat twyfel aan God se goedheid. Hy wil sonde vir jou aantreklik maak. Hy wil jou oortuig dat jy God nie nodig het nie. Hy wil jou geloof verswak en jou verhouding met die Here skade aandoen. Jesus selfs waarsku ons oor die vyand. In Johannes 10 vers 10 sê hy, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ons moet daarom geestelik wakker wees, broeder en suster. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Die duiwel is nie gelyk aan God nie. Christus het reeds aan die kruis die beslissende oorwinning behaal. Kolossense 2 vers 15 leer dat Christus die bose magte ontwapen en oor hulle getriomfeer het. Ons veg daarom nie vir die oorwinning, asof die uitslag nog onseker is nie. Ons staan vas vanuit Jesus Christus se oorwinning. Ons tweede punt vir vandag. Moenie op jou eie kragte staat maak nie. Paulus sê in ons teks van vandag, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hy sê nie, wees sterk genoeg nie. Hy sê ook nie, probeer jy harder nie, of glo net meer in jouself nie. Paulus sê dit duidelik, word sterk in die Here. Dit, my broeder en suster, verander alles. Wanneer versoekings kom, is jou wilskrag alleen nie goed genoeg nie. Wanneer twyfel jou oorweldig, is jou verstand alleen nie genoeg nie. Wanneer jy moedeloos word, is positiewe denke alleen nie genoeg nie.
Ek en jy het Jesus Christus nodig. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Dit is nie 'n teken van swakheid om te erken dat jy die Here nodig het nie. Dit is juis waar geestelike krag begin. Wanneer ek ophou om myself te vertrou en leer om op Christus te vertrou. Die Christen se krag lê nie in hoe sterk sy geloof voel nie, maar in hoe sterk die een is in wie hy glo. Ons derde punt. Trek God se volle wapenrusting aan. Paulus sê nie net dat ons van die wapenrusting moet weet nie. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Dit beteken dat geloof prakties geleef moet word. Jy kan 'n Bybel besit en dit nooit lees nie. Jy kan weet van gebed en nooit bid nie. Jy kan die waarheid ken, maar steeds volgens die leuns van die wêreld leef. Die wapenrusting moet aangetrek word. En dit moet die volle wapenrusting wees. Nou in hierdie reeks, broeder en suster, gaan ons kyk na die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die bereidheid van die evangelie van vrede, die skild van geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Elke deel wys uiteindelik na wat God vir ons in Jesus Christus gegee het. Christus is die waarheid. Ons geregtigheid is in Christus. Deur Christus het ons vrede met God. Ons geloof rus op Christus. Ons verlossing is deur Christus. En die woord getuig van Christus. Die wapenrusting van God gaan dus nie daaroor dat jy geestelik indrukwekkend moet word nie. Dit gaan daaroor dat jy elke dag al hoe meer leer om in Christus vas te staan. Jy weet nie watter versoekings môre oor jou pad gaan kom nie. Jy weet nie watter teleurstellings volgende week vir jou wag nie. Jy weet nie wanneer twyfel of moedeloosheid jou hart gaan aanval nie. Maar jy weet wie saam met jou die stryd ingaan. Jesus Christus het reeds oorwin. Daarom sê God vandag vir jou, moenie weghardloop nie. Moenie op jou eie kragte vertrou nie. Moenie jou wapenrusting neersit nie. Word sterk in die Here. Trek die volle wapenrusting van God aan en staan vas in Jesus Christus. Onthou vandag hierdie 3 dinge. Besef dat daar 'n geestelike stryd is. In die tweede plek, moenie op jou eie kragte staat maak nie. En in die derde plek, trek God se volle wapenrusting aan. Kom ons bid saam. Onse troue God en hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag wat ons uit genade uit U hand ontvang. Dankie dat U ons Vader is wat in ons werk deur U woord en Gees. Vandag erken ons, Here, dat ons nie sterk genoeg is om die geestelike stryd alleen te voer nie. Leer ons om nie op onsself te vertrou nie, maar op U te vertrou. Help ons om elke dag die volle wapenrusting van God aan te trek en vas te staan wanneer versoekings, twyfel en moedeloosheid kom. Dankie dat Jesus reeds aan die kruis oorwin het. Ons loof en prys U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.